Ons dankie vir hierdie wonderlike voorreg, die geleentheid vanmôre dat ons die naam kan oplig en aanbid en prys. Dankie dat U ons voetstappe gerig het, dankie dat ons hier kan wees, gesond en gespaar, en vanmôre ons plek in te neem. Here, tussen die vriende van ons boeties en ons sissies, as 'n groot familie wat ons bymekaar kom om die Here se naam groot te maak en te aanbid, en te kom vanmôre om te luister wat die Here aan die gemeente wil sê. Dankie vir die groot voorreg en die geleentheid wat ons gebied word in Jesus Christus se naam. Here, kom vanmôre en ek neem gesag oor elke aanslag, elke beplanning van die vyand, die wat kom om te steel, te slag en te verwoes, selfs wil ek breek en kanselleer en kragteloos stel, uitdryf en terugstuur na waardelose plekke waar hy vandaan kom. Maar bid vanmôre dat hy die doel sal bereik, dat die Heilige Gees die vryheid sal kry om te beweeg tussen die mense, Here, in Jesus Christus se naam. Ek bid vanmôre dat hy ons harte sal versterk, Here, dat hy ons innerlike mens sal verkoop in Jesus Christus se naam, dat hy die woord vir ons sal breek, dat ons kan verstaan, dat ons kan uitstap met blydskap in ons binneste. En ander daar buite kan ook help en vir hulle ook die woord kan oordra en vir hulle sê dat dit wat Jesus vanmôre vir my gedoen het, kan Jesus ook vir jou doen. Dankie vir die geleentheid en die voorreg en ons prys en ons loof en ons aanbid U daarvoor en al die kinders van die Here vanmôre sê amen en amen. U mag maar sit. Al die Here is goed. Nou gaan ons vanmôre aan met ons reeks. Ons teksgedeelte in 2 Korintiërs 12, 1 tot 4 en die titel van ons boodskap, ons ewige tuiste. Kom ons lees saam 2 Korintiërs 12, 1 tot 4. Volg ons in die Bybel of kyk op die skerm en luister wat Paulus hier skryf. Hy sê dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot gesigte en openbaringe van die Here. Ek weet van 'n man in Christus, 14 jaar gelede, of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam weet ek nie, God weet dit, dat so iemand weggeruk is tot in die 3de hemel. En ek weet van 'n so man, of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie. God weet dit, dat hy weggeruk is in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het, wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Tot sover, baie interessante gedeelte. Nou, ons het gesels oor die doderyk. Ek het verduidelik hoe dit werk, wat daar aangaan in die doderyk en hoe die doderyk nou op die huidige oomblik lyk. En vanmôre gaan ons 'n bietjie meer oor na die positiewe kant toe. Ons praat oor ons ewige tuiste. Belangrik, hier is 'n punt onder hierdie geleesde gedeelte is dat paradys is 'n sinoniem vir hemel. En sal die woonplek of bewaarplek wees vir al die regverdiges die dag as ons lewe hier op aarde verby is. Hoekom sê pastoor bewaarplek? Want die nuwe Jerusalem moet nog kom. Kan ek die woordjie maar gebruik, dan gaan ons eintlik verhuis van die paradys na die nuwe Jerusalem toe. Dis wat die Bybel ons leer. Daar gaan nog 'n nuwe Jerusalem wees, so ons word bewaar daar glo ek, en selfs ons woonplek tot en met dan. En al die regverdiges wat dan tot sterwe kom hier op aarde, hulle tydperk is klaar, gaan dan soontoe. En ek het verduidelik dat die paradys en hemel is bo. Dit is God se woonplek waar die doderyk in die buik van die aarde is. Nou Paulus skryf en sê in 2 Korintiërs 5 vers 1. Want ons weet dat as die aardse tent, ons liggaam,
waarin ons woon, met ander woorde ons geestelike mens, woon in die aardse tent. Die werklike pastoor Pieter Sonnepoel woon in die aardse tent. Nou wanneer die aardse tent afgebreek word, ons gebou van God het 'n ewige huis in die hemel, nie met menslike hande gemaak nie. Met ander woorde, ons skilletjie woord gebruik in aanhalingstekens, ons sal nooit op die straat sit nie. Ons hoef nooit te plak nie, want ons is bloedgewaste kinders van die Here, wat ons plekkie het in die hemel. In die dag van ons tot sterwe kom, gaan ons soontoe verhuis, om vir altyd en ewig saam met Jesus Christus te wees. Wat het Jesus gesê, Johannes 14 vers 1? Hy sê, laat julle hart nie ontstel word, die glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. Daar die woordjie dwellings beteken, wonings beteken dwelling place, beteken rooms, beteken mansions, beteken homes. Dis ons tuin binne God se tuin. Dis nie mooi nie. Dis iets wat in my hart ingeval het. Onthou in die begin van die boek Genesis was daar 'n Eden binne in 'n Eden. So Adam en Eva het in 'n Eden gebly binne in God se Eden. Hier gaan ons bly in 'n tuin of 'n Eden binne in God se Eden, van ons hemel toe gaan, as ek so mag noem vanmôre. As dit nie so was, hy sou ek het vir julle gesê het. Hy sê, ek gaan vir julle plek te berei. En as ek gegaan vir julle plek te berei, kom ek weer om en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is en waar ek heen gaan. Luister wat hy daar sê, weet julle, luister mooi, waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Geen het 'n verskoning nie. Niemand het 'n verskoning. In ander woorde, my woorde, Jesus sê, julle weet waartoe ek gaan, en julle ken die pad soontoe. Hoe kan jy as kind van die Here twyfel in die hemel? Hoe kan jy as kind van die Here twyfel dat jy dit wel gemaak, as jy reg geleef is, dit daar vir jou? Plekke vir jou voorberei. Wat kan ek aan jy meer doen op aarde, dan as om ander te vertel dat daar 'n nou in 'n breë pad is? Dis ons werk om te vertel, ek het laat begin, in die begin van my reeks het ek gesê, die kerk predik dit nie, hulle vertel nie mense dat daar wel 'n hel is nie. Min sal jy hoor dat mense sê, daar is die hel ook. Hulle preek hemel, maar wat as jy die hemel nie maak, jy waarna toe gaan jy? Het is belangrik, daar is 'n breë en 'n nou pad. Die nou pad na die hemel, breë pad na die verderf. En elkeen moet kies op wat se pad jy wil wandel. As jy wil goed leef en aangaan, en jou ding doen soos jy wil doen, en nie luister na die Here, en dan wat sy woord vir ons leer, en dan bly op die breë pad, en kyk waar jy gaan uitkom, die pad lyk vir jou reg, maar die einde daarvan is die dood. Elkeen moet besluit wat hy of sy wil doen. Tweede, kom ons kyk vanmôre na ons geleesde gedeelte en kyk wat Paulus hier skryf. Jou eerste onder die tweede punt wat ek optel daar, is dat Paulus sê die volgende, hy sê, ek weet van 'n man, luister wat hy sê, in Christus. Nou as hierdie man nie in Christus was, hy sou in die weggeruk gewees het in die hemel nie. Gelowiges word geïdentifiseer met sy lewe, met sy dood en met sy opstanding. Ons glo aan. Hy het gesterf op 'n kruis
Hy was begrawe, hy is opgewek deur God die Vader. Hy sit aan die regterkant van God die Almagtige. En hy kom weer om sy kerk te kom haal. Romeine 6. Ons is in hom en hy is in ons. Ons kan mekaar nie van mekaar geskei word nie. En dis hoekom hy sê, 'n man in Christus, aan die ander wyse 'n wedergebore kind van die Here. Jy het eerste ding onder daai punt. Dan sê wat 14 jaar gelede weggeruk was. Of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam weet ek nie. Net God weet dit. 14, luister wat pastoor sê vanmôre. Vir 14 jaar het Paulus by die openbaring in sy hart geloop. Tot op die regte tyd waar hy geskryf het oor die openbaring en net sekere dele of sekere gedeeltes daarvan het hy aan ons bekend gemaak in hierdie gedeelte. Luister wat pastoor sê, vir 14 jaar het hy geloop. Here het ons sê, jy gaan dit nie doen nie, want op die regte tyd kan jy bekend maak, en dis wat ek altyd sê, moet nooit jou skatkamers van jou hart oopmaak vir ander mense nie. Sekere dinge wat die Here met jou deel, en sekere dinge wat die Here met my deel, is tussen my en hom. Nie met hom verander sy ore nie. Openbarings wat die Here jou gees baie net vir jou, waar jy sekere dinge wys, maar tog kan hy op 'n later tydstip vir jou sê, deel dit met jou vrou, of deel dit met jou man, of deel dit met die gemeente. So ons kan nie ons hartkamers oopmaak vir enige persoon nie. Dis gevaarlik. Paulus moes sy hartkamer toehou vir 14 jaar, moes hy loop by die openbaring wat God hom gegee het, vir 14 jaar, nie 14 dae, 2 weke nie, 14 jaar. Luister, dit wat iets spesiaal tussen hom en die Here, iets spesiaals tussen hom en Jesus Christus. Luister, hy sê 14 jaar, hy sê dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel. Daai woordjie weggeruk is 'n baie interessante woord. In die Grieks beteken dit harpazo. H-A-R-P-A-Z-O. Harpazo. Nou die woordjie harpazo is 'n interessante woord. Dit is dieselfde woord wat Paulus gebruik in 1 Tessalonisense 4 vers 17, waar hy praat, waar Jesus kom om sy bruid te kom haal. Hy praat oor die wegraping, ons kan nie die woord wegraping nie, maar die woordjie wegraping hier, die woordjie harpazo beteken om skielik weg te ruk. Snatched away, taken away means to take suddenly. So ons moet nie vir my sê, daar staan nie so 'n woord nie, in die Bybel staan dit. In die oorspronklike teks wys dit die woordjie harpazo wat beteken snatch away. Opgeruk, weggeruk. So die wegraping, kry jy daai woord nie, kry jy die woordjie harpazo wat jy sê, dat gaan so dag aanbreek, waar die Here sy kerk gaan wegruk. Moenie dat ander mense jou ander dinge in jou kop praat nie. Bly op dit wat jy glo. Gebeur dit nie, ons niks om te verloor nie. Hallo, ons het niks om te verloor nie. Maar gebeur dit wel dat die ander mense baie om te verloor. As ek was weggeruk tot in die derde hemel. Ons het daar gepraat van oor die verskillende hemel. Ek glo, my opinie is, jy kry die sterre en wolke hemel, baie verskil vir my, dan kry jy gees en atmosfeer, dan kry jy die God se byplek wat die derde hemel is, of die paradys, God se woonplek. En word gesê dat die planeet hemel, luister mooi, gelees aan die noorde kant van die heelal, gelees het Jan, Jesaja 14:12 tot 14. Jy het geweet. Gaan lees dit, interessante dinge hoor. Jesaja 14:12 tot 14 sê dat die planeet hemel, dit is 'n planeet, hemel is 'n planeet.
gelees aan die noorde kant van die heelal. Woorde, luister mooi vir pastoor vanmôre, kan nie die werklikheid van die hemel oordra nie. Daar's nie woorde om die hemel te beskryf nie. Mooi woorde is daar nie om die hemel te beskryf nie. Miskien omdat ons as mense nie in staat is om dit te begryp nie. Al mag ons troos spit uit meer besonderhede oor die hemel, is dit nie die kennis van die hemel wat ons verseker nie, dis ons kennis van God self. Solank ek weet dat God bestaan, en solank ek weet dat Christus Jesus sit as sy regterhand, weet ek daar's 'n fantastiese mooi plek vir ons voorberei wat hulle noem die hemel. Ek weet nie, baie mense het so toe gegaan, ons lees baie boeke en kry baie boeke van mense wat in die hemel opgeland het, maar ek gaan vir u iets nou wys wat vir my eye-opener was. Dat as die Here, luister vir pastoor, as die Here wou hê ons moes meer weet oor die hemel as wat in die woord staan, sou hy vir Paulus daarvan vertel het. Ek sê net wat jy by snaaks aan, hoor jy wat pastoor sê. As God die Vader wou hê ons moet meer weet of meer geweet het oor die hemel, as wat ons in die Bybel vind, in die woord vind, sal hy dit vir Paulus gesê het om daaroor te skryf wat Paulus nie gedoen het nie. Dink daaroor. Dink daaroor. Luister mooi. Hoe lyk dit werklik waar in die hemel? En al weet ons, kan ons dit nie omsit in woorde wat ek en jy werklik waar kan verstaan nie. Wat van ons geliefdes wat nou daar saam met Jesus is, sal hulle ons herken en hoe gaan hulle reageer as hulle ons sien? Waar ontmoet ons mekaar? Ontmoet ons mekaar in die hemel, ontmoet ons mekaar by die poorte van die hemel? Is vraag wat mense vra. Nothing on earth compares to being with Christ in heaven. Jy kan nie dinge vergelyk, jy het die beste mansion hier, met alles wat jou hartsbegeertes vir jou, wat werklikheid is, en jy bly daar, jy het alles wat jou hart begeer. Kan dit nie vergelyk word met dit wat in die hemel is, en wat vir ons wag agterna nie. Ons, weet jy, ons gedagte as mens, kan nie daai dinge vorm en maak nie. Ons kan selfs nie oordink, dit is te groot vir ons. Luister mooi. Die frase die hemel is bewoon, beteken dat die hemel nie 'n leë of verlate plek is nie, maar gevul is met wesens. Dat kan insluit God, die hemel is die woonplek van God. Dit sluit in engele word dikwels beskryf as inwoners van die hemel, wat God dien en aanbid. Dit beskryf geredde gelowiges, en 'n Christene glo dat diegene Christene wat gered is en oorlede is in die hemel woon. Dit beskryf die hemelse leeuskare, ander geestelike wesens wat in die Bybel of godsdienstige tekste genoem word, kan ook in die hemel woon. Die konsep beklemtoon dat die hemel vol is van aktiwiteit, aanbidding en die teenwoordigheid van goddelike en geestelike wesens. As jy werklik waarlik wil lees, kan jy Openbaring gelees, maar die hele boek Jesegiel is vol van die wesens. Word gepraat van die wesens wat rondom die troon van God beweeg. Word gepraat, daar's aktiwiteit, daar's 'n beweging regdeur. Daar's nie tyd daar nie. Regdeur word God geaanbid. Regdeur is ons besig, die mense daarbo, kinders van die Here, om God die Vader, Jesus Christus, die drie eenheid op te lig en te aanbid. Regdeur as non-stop in die hemel.
aanbidding, dis wat ons vind in die hemel. Baie mense het gevra, gaan ons werk in die hemel? Ek weet jy ons gaan werk nie. Maar ek weet ons gaan die Here aanbid. Ons gaan deel wees van die groot skare daarbo. Die Bybel leer ons dat daar stede is in die hemel. Daar stede in die hemel. Openbaring 21. Nou as jy gaan lees, is gaan doen maar gemaak 'n studie van die nuwe Jerusalem. Jy tydjie neem. En gaan kyk hoe groot die nuwe Jerusalem wat gaan kom. Hoeveel vlakke het hy? Hoe mooi is dit, want God is die argitek. Kom nou mense, hy is die argitek, gaan lees bietjie, dan dink jy net bietjie, as jy kan dink, hoeveel duisende miljoene mense moet in daai plek inpas. Dis wonderlik. So daar is stede, Openbaring 21. Daar is mansions, ek het nou weer 'n keer gaan kyk na Johannes 14 vers 1 tot 3 gaan lees dit, Johannes 14, 1 tot 3. Daar's mansions, hy sê, ek gaan ons nou gelees het daar, ek gaan nou vir julle 'n plek voor te berei, die oorspronklike teks sê, praat van mansions. Nou, mansion is in samevatting symboliseer, in hierdie konteks, 'n plek van ewige vrede, van vreugde en gemeenskap met God. 'n plek wat vir ons wag in die hemel. Hy praat van mansions. Ander vertaling praat van paleis, of het so is, kan ek nie vir jou sê nie. Maar dis wat die oorspronklike teks sê, praat van mansions. Maar dis 'n plek van ewige vrede, vreugde en gemeenskap met God. Dis waar ons gaan bly. Glo dat gaan bly plek wees. Ek glo die Here gaan die beste vir ons gee. Dan lees ons verder ook daar, en ek haal 'n paar, en daar's so baie. Daar is bome, daar's riviere, daar is fonteine, daar's strate van goud in die nuwe Jerusalem gaan wees. Daar is alles daar, Openbaring 22 kan jy gaan lees, daarvan af alles jy alles kry. En selfs berge volgens Sagaria 6 vers 1. Hoe het jy gedink lyk jy? Hoe het jy gedink lyk jy? Plat. Met mense. Maar daar's alles daar. Daar's alles daar. Daar's vrugtebome. En ons gaan van daai vrugte eet, dis wat die Bybel sê. Daar's riviere, skoon, helder riviere wat daar is. Al daai dinge wat vir ons wag daar. Luister, as berge Sagaria 6 vers 1, daar is diere. Nou wat vind ek hier verder, kykie, praat hulle van daar toe, in 2 Konings 2 vers 11, praat hy van 'n wa van vuur en perde. Openbaring 19, 11 tot 14, praat van Jesus op sy wit perd, en wat gevolg word deur 'n leer van mense op hulle wit perde. So daar's perde of 'n ander nog, alle diere is weet ek, maar dis wat ons kry in die hemel. Daar is musiekinstrumente, as daar musiekinstrumente is, dan is daar mense wat sing. Kom nou mense, hoe raak julle so stil? Daar's musiekinstrumente, Openbaring 14, 1 tot 5, daar is altare. Ja, Jesaja 6 vers 6, en daar's engele, ons later nog gesels, daar's verskriklik baie tipe engele in die hemel. Maar wat vir interessant was die altare. Kom ek probeer net verduidelik. Jy kry altare wat hulle in die geestesreëling ook opbou, en goed daar opoffer as hulle vloek teen jou uitstuur. So hy's 'n naaper. Hy's 'n copycat. Wat in die hemel is, wat hy by sy plek het, en hy gebruik daai dinge, hulle gebruik 'n punt van kontak, goed wat hulle kry verbrand op daai altaar, om vloeke uit te stuur. Maar hier vind ons altare ook in die hemel. Heel interessant, om het gekyk daar en lees wat hy verder sê. Baie interessante dinge wat in die hemel kan. Nou wil ek dit sê vanoggend, en my moeder sê wat pastoor sê. As al daardie dinge in die hemel is, wat het God in stoor vir ons in die hemel? Wat het God die Vader in stoor vir jou en my? Afgesien van die aanbidding,
Afgesien om met jou familielede te praat wat in die hemel is. Afgesien om met jou vriende 'n bietjie te gesels wat in die hemel. Afgesien van al daardie dinge, wat het God in store vir ons? Wat is die program wat God in die hemel het vir die mense wat daar is, vir die regverdiges wat daar reeds daar is? As dit so was en geopenbaar kon word aan jou en my wat vir ons wag, werklik waar daar sal ons iets gevind het wat Paulus neergepen het in sy briewe, maar Paulus het nooit dit neergepen nie. Hy het met daai ding vir 14 jaar in sy hart geloop en hy het so glimpsie gegee waar hy was en hy praat van die derde hemel en hy praat van die paradys. Verder praat hy niks nie. Ek dink ons sal verbaas wees wat God in store het vir sy kinders. Ek sê elkeen moet besluit, wees ek hoor hier, net die dingie wat ek nou oor praat vanmôre, wat alles in die hemel is en wat die Here vir ons in store het en wat ons ek glo aanbidding, self net die aanbidding, dan druk ek maar die tyd deur op aarde. Ek vlug weg van sonde af. Ek begin sonde haat met 'n passie. Ek vervloek daai dinge van die duiwel wat in my pad langs kom en verloon dit om my pad skoon te hou dat ek kan maak wat die besuin gaan blaas of wat die Here my gaan kom haal. Ek kan nie bekostig om die hemel te mis nie. Na al hierdie jare en ek die hemel mis, ek kan dit nie bekostig nie. En dit moet elkeen se motto wees vanmôre. Ek weier om dit te mis. Ek wil my plek in die hemel inneem. Ek wil my familie sien. Ek wil my ma en pa sien. Ek wil my skoonpa en skoonma sien. Ek wil my boeties en sissies sien daar bo. Ek soek dit. Ek wil daar wees waar hulle is. Hoekom wil jy geskei word van hulle? Hoekom wil jy geskei word van jou familie hier as jy die Here nie dien nie? Hulle dien die Here, jy dien die Here nie. Hoekom wil jy geskei word as Here en jy nie gaan jy geskei word van hulle? Nou miskien die laaste maal as jy na mekaar kyk, waar jy langs jou sit of langs jou stap, jy weet nie of hy persoon môre gaan wakker word nie. Waar maak hy op sy hande oop? Ek het jare terug, doen ek 'n begrafnis. En wat die mense het, ek het baie met hulle gepraat, ons het baie met hulle gepraat en met hulle gedeel. En die aand lê hulle in die bed en lees die Koran, dit verkeerd om te lees die Koran. En hulle sit dit neer, sy die lig af en draai weg van mekaar af. Toe hulle weg van mekaar af draai, toe sterf sy vriend langsom. En op die begrafnis het ek dit gesê, en hulle was so kwaad vir my, dat ek by kerk uitgeloop. Omdat ek gesê het, haar lewe was nie reg, maar die Here nie. En hoeveel keer het Jesus Christus aan die deur geklop van haar hart, en sy het die oopgemaak, en sy het geweier om oop te maak, en toe sy sterf, toe gaan sy die ewigheid in sonder Jesus. Nie een van ons weet wat ons gaan nie. Maar as jy weet, jy gaan huis toe gaan, en gaan jy oopmaak in die paradys in die hemel, en jy geen vrees in jy weet wie jy gaan sien, jy gaan hulle sien met al die jare wat so lang weg is van jou, wat 'n reunie gaan dit nie wees nie, wat 'n wonderlike samekoms gaan dit nie wees as ons in die hemel kom nie. Luister wat hy sê, sorry, ek wil dit vir jou noem. Die tweede maal hy sê, ek weet van so 'n man, of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie, God weet dit, dat hy weggeruk is in die paradys. En onuitspreeklike woorde gehoor het. Nou hy onuitspreeklike woorde beteken eintlik uitsprake gehoor wat buite die vermoë van 'n mens is om in woorde uit te druk. So Paulus, toe hy weggeruk word, het hy dinge gehoor in die paradys en hy het dinge gesien.
wat hy sê, hy nie kon openbaar nie, vir niemand kon vertel nie, wat hy gehoor het, of wat hy gesien het nie. Weet jy wat my tref? Ons lees nergens in die Bybel waar Lazarus gepraat het oor die grafdood, sy grafdood, en wat gebeur het onder in die bewaarde plek nie. Nergens nie. In die dodery. Hy het nie teruggekom en gesê dit so die dodery gery. Nergens lees ons iets daarvan nie. Dit was 'n geheim gewees. Nergens het hy hulle vertel nie. Paulus het hulle nie vertel nie. Johannes op die eiland van Patmos, sien ek nou toe ek het lees, wou skryf oor die stem van die 7 donderslae, lees dit, Openbaring 10:4. Hy wil daaroor skryf, en in die 4de vers sê die stem vir hom, verseël wat die 7 donderslae gespreek het, en skryf dit nie op nie. So daar sekere dinge wat ons kan opskryf, kan oor praat, ander kan oor vertel, na sekere dinge wat God geheim hou. Wat 'n openbaring bly tot ons die dag in die hemel gaan kom, sal ons daai dinge aanskou wat God, 'n openbaring wat hy vir ons sal wys, hy wys in die hemel. Niemand weet daarvan nie. Soveel mense het al hemel toe gegaan, wat ons van weet. Baie mense het toe gekom by die ingang. Niemand was nog, baie min, wat ek van weet, was nog by die troonkamers van God, of naby die troonkamers, want daar sekere dinge wat die Here nie in hulle wys nie. Woord wat hy wel sê, gaan terug en gaan vertel hulle, dat by koms is voor die deur, dat baie hoor jy dit, ja. Maar ander dinge het hulle oor geskryf, jy kan hulle nie wil skryf nie, want as niks oor te vertel nie, want die Here hou dit 'n geheim, 'n openbaring vir ons, as ons die dag in die hemelpoorte sal instap. Mens. Dus ek moet vanmôre sê, dat baie loop ons met dinge rond waar die Here vir ons gegee dat niemand van weet nie. Openbaring wat niemand van gehoor het nie. Maar die Here sê, hou dit vir jou tot op die regte oomblik, dan kan jy dit bekend maak. Skoon. So what God wants us to know about heaven is already revealed in the Bible. As for the rest, the secret things belongs to the Lord our God. Deuteronomium 29 vers 29 sê, die verborgde dinge is vir Here ons God, maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid om te doen al die woorde van hierdie wet. So die verborgde dinge is vir die Here ons God. Hy sal op die regte tyd openbaar, met die regte mense sal hy mee deel. Derde punt, en ek gaan hiermee sluit. Ek en jy het Jesus Christus hier gaan bid en gedien. En in die hemel sal ons hom verder aanbid en dien. Ons sal deel wees van 'n groot menigte, ontelbaar, volgens Openbaring 7 vers 9. Ons sal die ewigheid deel met gelowige vriende, familie en heide van ouds of helde van ouds. Die Bybel gee dit 'n paar glimpse van die hemel, wat ons ook al in God se ewige tuin sal doen, weet ons, dit sal wonderlik wees, ver bo ons verbeelding. Hy sê in 1 Korintiërs 2 vers 9, wat geen oog gesien het, geen oor gehoor het, en geen mens se hart opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. Gereed gemaak vir die wat hom liefhet. Dink jy maar net, ek dink maar net aan die beste. Luister vir pastoor, die beste het hy voorberei vir elke kind van hom in die hemel of in die paradys.
Maak nie saak waar jy gebly het op die aarde nie. Maak nie saak wat jy gehaat het hier op aarde nie. Die beste is daar vir jou voorberei en wat vir jou wag en vir my wag in die hemel. En dis wat die Here wil hê ons moet vanmôre weet. Dis hoe ek sê ons moet vashou. Ons moet sonde haat met 'n perfekte hart. Ons moet ons rug op sonde keer en weghardloop van sonde af. Ons moet God dien met ons hele wese. Hy moet ons alles bly en wees al die tyd, sodat ek en jy die hemel kan maak op die einde van die dag. Die Here verseker ons dat hy 'n plek in die hemel voorberei het vir elkeen van sy eie. Die wat in die geloof na hom gekom het. Intussen berei die Heilige Gees die verlostes op aarde voor vir hulle plek in die hemel. Dis nie wonderlik nie, hoe die Gees van God jou baie keer herinner aan dinge wat jy verkeerd gaan doen het. So hy sê, maak reg daai persoon. Moenie dit doen nie, moenie daai woorde sê nie. Moenie so leef nie. Hy berei ons voor vir dit wat voor lê. Luister. Eendag sal almal wat deur die bloed van die lam gekoop is, deel wees van 'n groot menigte in die hemel wat niemand kon tel nie. Almal wat voor die troon staan volgens Openbaring 7 vers 9, om ons geliefdes weer te sien, is 'n heerlike aspek van die hemel. Wat 'n vreugde dit sal wees en om met ons geliefdes herenig te word en saam met hulle God in sy teenwoordigheid vir ewig te aanbid. Dink daaraan. Jy vat jou ma saam daarbo, vat jou pa saam, en saam staan julle aanbid God, die Vader, aanbid die Godheid daar saam. Wat 'n wonderlike groot voorreg gaan dit wees nie. Vreugde sal ons in vreugde sal ons herenig word en saam sal ons God aanbid vir ewig en vir altyd. Wat sê Dawid in 2 Samuel 12 vers 23? Toe hy moes betaal. Hy het 'n prys betaal vir sy sonde. Sy seun verloor. En daai gevas en bid het sy roukleed uitgetrek en hy sê die volgende woorde. Hy sê hy kan nie na my toe kom nie, maar ek kan na hom toe gaan. Sy wonderlik nie. Hulle kan nie na ons toe kom nie. Nou baie keer het mense gesê, as ek kom nog net my ma of pa een keer, ek sal wat wil gee net om my pa te sien, ek was nie gejaard soos my pa doen. Wat wil gee net om my pa te sien? Hy het my geleer in die Bybel uit, hy het my skrifgedeeltes gesê om te memoriseer. Wat wil gee my ma te sien, my skoonpa, wat om my boeties en my sus van haar boos, wat wil gee om hulle te sien? Maar ek kan in ons toe kom. Maar ek en jy kan na hulle toe gaan. 2 Samuel 12 vers 23. Ek sluit, so elkeen van ons moet besluit waar ons die ewigheid wil spandeer en wil deurbring. Wat wel 'n begin het, maar glad nie 'n einde nie. Waar tyd nie tel nie en niks verander kan word nie. Dis 'n besluit wat ek en jy vanmôre moet neem. Waar wil ek en jy die ewigheid spandeer? Wil ons saam met Jesus wees? Wil ons in die buik van die aarde wees vir die ongereddes in die doderyk? Of wil ons glad by ons families wees wat saam met Jesus daarbo is? En ek dink as ek vanmôre wil kies, of kan kies, en ek klaar gekies, en ek sê nee, ek wil by hulle wees, waar Jesus is, wil ek wees. En dis waar ek die ewigheid wil spandeer, saam met hom, en saam met my familie. Mag die Here vanmôre kom ons staan. Laat ons staan vanmôre, terwyl as jy jou koortjies en gaan, en nie verby, die wil ek hier vanmôre daar besluit neem.
Sê Here, sê ek gaan dit nie mis nie. Ek wil dit nie mis nie. Ek gaan saam. Ek gaan saam. Elke vleuel en linker regterkant middelste blok tot bo by die kant kom. Hulle wat dan op die boodskap luister. Here, deel met elke kosbare siel. Wil ons weer die tyd geskort. En niemand weet op watter dag, tyd sy laaste dag en tyd op die aarde sal wees. Ons kan nie bekostig vanmôre mis te vat nie.
Ons kan nie vanmôre bekostig om 'n verkeerde besluit te neem. Here, ons wil vir altyd ewig saam met U wees in die paradys. En ons bid vanmôre, ek bid vir elke persoon hier teenwoordig, elkeen wat na die boodskap luister, Here, dat hulle sake sal regmaak voor dit te laat is. Dis wat ek bid en vra vanmôre, en ek bid dit, Here, in die diepte van my hart, en ek weet die Heilige Gees pleit by mense vanmôre, om dit wel te doen. Here, dankie dat ek op U kan vertrou en op U staat maak, dat hierdie naprediking sal wees van hierdie woord, dat U by almal sal uitkom. Here, en ek dank en ek prys en ek loof U daarvoor, in Jesus Christus se naam. En al die kinders van julle vanmôre sê, amen en amen. Kom ons sê dankie vir Jesus.